word net vir 'n oomblik stil voor die Here. Die Here sê vanoggend vir ons, deur my kruisdood het ek vir julle lewe gebring. Daarom dat ek uitnooi in my woord, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Net by my is daar rus en vrede, sê die Here. En daarom nooi ek jou, kom na my toe, gee jou lewe oor, en smaak my goedheid, smaak my rus, en smaak my vrede, want ek is lief vir jou, en ek gee hom vir jou. Ek ken jou by jou naam, sê die Here, en deur my gees trek ek jou. Luister dan, hoor dan, en kom na my toe. Dankie. Ja, prys die Here. Die Here is baie naby aan ons. Hy gee om. En ek weet nie, die Here praat in die besonder met iemand, iemand heel moontlik baie spesifiek. En moenie twyfel nie. Kom. Gee jou hele lewe oor aan die Here, die moeite werd. Nou, ek gaan nie vra om saam met my te lees en te deel uit die woord van die Here, uit die Nuwe Testament, uit Efesiërs, die 5de hoofstuk. Nou, vanaf vers 1, Efesiërs, die 5de hoofstuk, vanaf vers 1, gewoonlik lees ons die hele hoofstuk of gedeelte, maar vanoggend, so 'n bietjie om tyd te spaar, gaan ek dan net lees die verse waaruit die hoofgedagte van ons boodskap kan kom. So Efesiërs 5 vanaf vers 1, hy sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God, tot 'n lieflike geur. En dan vers 8, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Dan vers 14, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. En dan verder van vers 19, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Tot sover mag die Here dan sy woord aan ons harte seën. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend is God se goue weg. God se goue weg, of God se goue pad. En jy weet, mense wonder baie keer, wat is die belangrikste aspekte in ons Christelike lewe? En daar mag baie sieninge wees rondom dit, en glo my, daar is. En dan is dit verbasend hoe mense baie keer kan hare kloof en kan stry en beklei
oor dinge wat nikszeggend is en wat nie werklik die kern van die evangelie van Jesus Christus is nie. Nou, ek wil in hierdie oggend dat die woord sal spreek. Die woord moet praat. Nie ons baie gedagtes wat ons baie keer dink nie. En wanneer ons kan leef wat die woord sê, kan ons weet dat ons reg leef en dat ons dit kan maak na die hemel. Nou, vers 2 sê, wandel in liefde. Die Bybel sê, dis my baie mooi, hy sê wandel. Met ander woorde, die Bybel sê, 'n Christen se lewe is 'n pad. Nou, op 'n pad is daar beweging. Daar word vorentoe gegaan op 'n pad. Dit sê nie vir ons daar dat jy moet gaan staan. Dit sê ook nie gaan sit nie. Dit sê ook nie beweeg agteruit nie. En ongelukkig is dit dat Christene soms gaan staan op hierdie Christelike pad. Daar is nie vooruitgang en vorentoe beweging nie. Soms is daar Christene wat gaan sit. Hulle het moeg geword. Die een of ander rede het hulle moeg geword en gaan sit. En dan is daar ook Christene wat agteruit beweeg op hierdie Christelike pad. En dis wanneer die Bybel daarvan praat dat jy het teruggeval of jy het veragter in die genade. Nou die Bybel sê wandel in liefde. Dit is die eerste ding wat die Bybel hier vir ons sê, wandel in liefde. God is liefde. So dit is net logies dat Christendom word vervul in liefde. En die pad wat ons loop moet 'n liefdespad wees. Dis so duidelik, so voor die hand liggend. En tog is dit iets wat ons baie keer so maklik vergeet. En die liefde was so bietjie op sy skuif. Nou, die Bybel sê God is liefde. Dan sê Johannes in sy sendbrief, hy sê hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Die mooi geluister. Hy die mens wat in liefde bly, liefde sy deel maak, liefde erns maak met liefde en wat 'n liefdespad loop saam met die Here, daardie mens bly in God. Dis amper vir ons te groot om werklik te kan besef. Deur jou liefde bly jy in God. God is liefde, jy word liefde en jy bly in God en God bly in jou. Die groot opdrag in die Bybel sê vir ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, met ons hele wese, met ons siel, met ons krag en met ons verstand. En ons naaste soos onsself. En hierdie wonderlike liefde is iets wat van God kom. So wanneer ons oorgee aan God, word ons sy liefde meer en meer deelagtig. En dis iets waarop ons moet konsentreer om vir God lief te wees, om vir Jesus lief te wees. In jou stilte tyd, wanneer jy jouself toewy, jouself oorgee aan die Here, is dit ook die tyd wanneer jy jou liefde aan die Here moet verklaar. Petrus skryf en hy sê, in wie ons glo, al het ons hom nog nooit gesien nie. Ek het nie die Here gesien nie, maar ek glo in hom met my hele wese. En die wat vanoggend hier sit, is hoekom jy in die kerk ingekom het. Jy glo in Jesus Christus. En dan gaan hy verder en hy sê, vir wie ons lief het, al sien ons hom nou nie, en ons verbly met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Is dit nie die wonder van die evangelie, dat jy vir Jesus
kan lief wees. Iemand wat jy nog nie gesien het nie. Maar jy weet dis 'n werklikheid, want jy voel sy liefde in jou hart. En jy weet hy's lief vir jou en jy kan vir hom lief wees al het jy hom nie gesien nie, al sien jy hom nou nie, is jy vir hom lief. Nou, dan saam met ons liefde vir God en vir Jesus, vra die Here vir ons, wees lief vir mekaar. En dis lekker. En dis iets wat ek ervaar. En ek sê dit met groot gemak en met oortuiging en vrymoedigheid. Ek geniet die liefde van elkeen. En ek kan agterkom hoe elkeen die liefde onderling geniet. En dis wonderlik. En dis wat die Here van ons vra. Om net maar vir mekaar lief te wees. En jy weet, hierdie vers sê nie, en wandel in liefde, en soek op fout nie. Verstaan, of hy sê nie eintlik in daai vers, soek, wandel in 'n pad van fout vind nie. En dit lyk vir my nogal baie keer of baie mense dit, se Bybel dit mag staan, nê. Maar dit staan nie daar nie. Moenie fout vind by ander mense nie. Waarom wil jy fout vind? Ons maak almal foute. Vergeet van mense wat foute maak. Pla my nie. Nie dat 'n mens ooit sekere dinge goedkeur nie. Maar dit maak daai persoon nie minder lovable nie. Ja, jy het dit gedoen, dat gedoen. Maak nie saak nie. Steeds vir jou lief. God is steeds vir jou lief. Dit is God se wese. Ten spyte van wat jy gedoen het, is hy vir jou lief. En ons ook. Maak nie saak wat mense gedoen het nie. Môre oor môre leef daai ou dalk 'n beter lewe as jy. So wat, nee. En wees net lief vir mekaar. En weet dit is vir my so lekker. Die Bybel sê, maar die liefde hoop alles, glo alles en verdra alles. Glo die beste van ander mense. Ja, hulle gaan fantasties, wonderlik in hulle geestelike lewe word. Hulle gaan sterk word. Hulle gaan meer as oorwinnaars word. Al sukkel hulle nou en battle en val en al daai goed. Hulle gaan sterk word. Nou, liefde beteken ook jy met ander mense kan aanmoedig. Dis die evangelie. En om vir ander mense te kan sê, hoorie man, kom dien saam met my die Here. Kom ons gaan weer kerk toe, kom ons bly bid, kom ons bly glo. Jy gaan sterk word. Jou probleme gaan verdwyn. Al hierdie goed waarmee jy nou stoei en roei, dit gaan verby. Elke probleem gaan ons verby, né? Ons sit baie keer met hierdie probleem, lyk vir jou soos 'n berg. Môre oor môre is daai probleem weg en is daai berg weg. En dan is dit weer oop en gelyk voor jou en dan gaan jy weer lekker aan. So moenie laat hierdie berg jou bang maak nie en jou onseën nie. Nou, ons is geroep om vir mekaar moed te gee. Mekaar te ondersteun, te onderskraap. Ja, luister ook na ander mense. Hê 'n oor wat na ander mense kan luister. Na hulle seer, hartseer en dan maar goed. Nie om vir iemand anders daarvan te gaan sê nie, maar om na die Here toe te gaan en te sê, Here, hierdie sitte van my het regtig nou 'n moeilike tyd in haar lewe. Of hy het 'n moeilike tyd in sy lewe. Maar Here, ek bid vir hom en ek dra hom op aan U. Ons moet ore hê wat kan luister ook na mense om ons en ook vir hulle te kan ondersteun. Jy weet, jy sit miskien vanoggend in hierdie kerk en jy sê, ja, ek het al 100 keer probeer om regtig die Here te dien. Maar het voel nie vir my of ek regtig op dreef kom nie. Voel nie vir my of ek daar regtig vooruitgang is nie. Dan wil ek vir jou sê, wat daarvan, jy probeer 101 keer, en weer 102 keer, en 103 keer, en totdat dit werk.
Die Bybel sê, al het ek geval, ek staan weer op. Die een wat dit gaan maak, die een wat elke keer weer opstaan, al is dit 999 keer wat jy geprobeer het, maar probeer net, staan net op, en gaan aan, skep moed, en gaan saam met die Here. Nou, die tweede goue reël op God se goue weg is, wandel in die lig, in vers 8 daar. Nou, verlede Sondag se boodskap was, dat ons moet ook goed agterlaat. Daar sekere sonde en dinge en goed wat ons moet los. En ek gaan nie vanoggend sonde preek nie. Ek weet jare terug was dit baie gewild om sekere sondes uit te lig. Jy sal weet die dinge wat jy eintlik moet agterlaat. As dit goed is wat in jou weg staan en wat maak dat jy nie regtig die Here mooi kan dien nie. Los dit. En as dit ook beteken, jy weet plekke, sekere plekke het mense later in hulle lewe agtergekom en byeenkomste en goede, kom hulle agter, maar dit was 'n fout, moes nooit gegaan het. En ergens moet 'n mens begin leer dat sekere plekke en funksies en. Begin daarmee deel. En as dit ook nodig is, dat sekere vriende of mense dit vir jou moeilik maak, en dat dit kom, dat dit in jou weg staan in jou pootjie, dan moet jy begin deel daarmee. Dis wat die Here van ons vra. Wandel in die lig. Moenie aanhou om duistere dinge deel van jou lewe te maak en te hou nie. Dit gaan nie vir jou help op hierdie goue pad van God nie. Sê ons verwag baie keer, ons pad moet mooi wees, en dit moet lekker wees en goed wees, en dit moet 'n goue pad wees, maar jy wil in duisternis wandel. God se goue pad is nie deel van duisternis nie. En dan die derde en die laaste aspek op hierdie goue pad van God is danksegging, lofprysinge en dankseggings. Jy weet, ons kan so maklik kla, en jy kan vanoggend miskien sê, ja, ek het baie probleme, en jy kan begin opnoem, en is dalk by 10, dit kan dalk by 20 kom, maar, dan vraag ek vir jou, hoeveel het jy om voor dankbaar te sê? Jy het vanoggend klere wat jy kan aantrek, jy het nog iets om te eet, ja, jy het probleme, maar moenie vergeet van die seëninge wat God elke dag middelik vir jou gee nie. Hoe meer dankbaar jy is, hoe meer gaan jy kry uit God se hand. En hy bring dankbaarheid en dankseggings en lofprysinge. Nou, die Bybel sê, en sing psalms en lofsange in jou hart. Nou ons sing hier in die kerk, en dit is lekker, nee. En dit stuur mense geloof, en jy voel goed en lekker. Maar jy kan sing as jy daar uitgaan. En jy kan hard sing, of jy kan in jou hart sing, terwyl jy op hierdie pad van die Here is, terwyl jy by jou werk is, terwyl jy in jou motor ry, moenie ophou sing nie. Sing 'n lied, 'n koortjie. Baie keer gee die Here vir jou 'n lied of 'n koortjie in jou hart. Sing hom, dis jou wapen, en dis jou pad van oorwinning wat jy saam met God loop. Nou ek glo 'n singende Christen is 'n oorwinnende Christen, né? Die Bybel hou nie daarvan as ons sing nie. Hou daarvan as jy kla, né? Ag, en ons almal kla by tye, maar moenie laat kla 'n gewoonte word by jou nie. Soos daar gewoonte misdadigers is, soos daar gewoonte kla mense. En nou moet daar aan werk. Moenie heeldag kla nie. Ja, dit bring jou niks in die saak nie. Inteendeel, prys en loof die Here en dank hom. Dis wat die Bybel sê, dis die pad van seën. Dit is God se goue weg vir jou en vir my. En dan net een vers daar in die middel. Dit is my altyd nogal baie snaaks, hoekom Paulus dan skielik iets daarin bring. Hy praat op hierdie Christelike
pad wat ons saam met die Here loop, en dan skielik sê hy, daar in die middel van dit alles, dan sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op by die dode, en Christus sal oor jou skyn. En dit voel vir my, Paulus was besig om vir hulle hierdie goue pad van God uit te stippel, en dan skielik dan besef hy, Jesus, maar daar's van hierdie gelowige, wat vas aan die slape. Hulle is glad nie meer geestelik ingestel nie, en hy sê vir hulle, word wakker, ontwaak, staan op by die slaap. Hierdie slaap is nie slaap op jou bed nie, hierdie is 'n geestelike slaap, waarvan hy praat. Hy sê, ontwaak, jy wil slaap, en ek is met my hele hart oortuig, ons leef in die uur, waar God besig is, om sy kinders wakker te maak. Daar is nie meer tyd om geestelik te slaap nie. Ons het daai gelykenis van die 10 maagde, 5 dwaas, 5 wys, en hulle raak vaak en moeg en hulle slaap, en aan middernag kom die weksom, daar kom die bruidegom, en hulle word omkant gevang. En dit spreek ook maar weer van hierdie geestelike slaap, waarin mense kan kom. En dis die duiwel, dis die vyand, wat jou geestelik aan die slaap sus. Hy sê vir jou, man, moenie so ernstig wees nie, moenie soos hier ander mense wat oordryf het, oor hierdie Bybel lees, en hierdie bidstorie, en hierdie kerk toe kom, en hierdie lofsang, en hierdie prysinge van die Here, hulle oordryf het. Moenie daarmee deel wees nie, wees rustig, dis wat hy vir jou wil hê, en dan raak jy rustig, en jy raak aan die slaap. Maar die Bybel sê, ontwaak jy wat slaap, en staan op by die dode. Daai dood is ook 'n geestelike dood, en hy sê, Christus sal oor jou skyn. So ons leef in hierdie tyd, waar die Here sy mense bymekaar maak, en waar ons oprig. Aan die slaap, hy sê, staan op, nee, staan op. So jy moet ook maar opstaan, maar die Here is ook daar, hy help jou op. Is dit nie fantasties nie? Die Here sê nie, staan op en dan staan hy daar nie. Hy sê, staan op en hy kom rig ons ook op. Deur sy gees en sy krag en sy woord, rig hy ons op uit hierdie geestelike doodsheid en dinge, en hy laat ons staan op ons voete, en hy maak ons lewendig deur sy gees. En my gebed is, dat elkeen van ons, regtig, ons leef in die laaste uur, ons leef in die laaste minute, en dat ons hierdie wekroep van die Here hoor. Dus Paulus gooi hierdie wekroep daarin, en hy sê, ontwaak, en dat ons werklik sal wakker word, as jy nie is nie, en wees, en bly, en dat jy absoluut in lyn kom met God se woord, en dit wat belangrik is, deel maak van jou lewe. Begin wandel in liefde, begin wandel in die lig, begin wandel in oorwinning, in dankbaarheid, in lofprysinge, en sien wat God vir ons almal gaan doen. En wanneer die bassein gaan blaas, soos hierdie ramshoring wat geblaas het, dat jy kan sê, kom Here Jesus, ek is gereed, ek wag lank reeds vir U om my te kom haal. Prys die Here. Kom ons sluit ons oë, ons buig ons hoofde, ons sluit ons oë gebed. Here, ons wil sê dankie vir die ewige woord. U woord wat die lig op ons pad is. U woord wat diep sny. U woord wat vir ons sê, U is lief vir ons. U is 'n God van liefde. U wil hê ons moet 'n pad van liefde loop, saam met U, saam met ons medegelowiges. U wil hê ons moet in die lig wandel. Here, U wil hê ons moet in dankbaarheid en in blydskap en oorwinning en lofprysinge wil hê moet ons saam met U leef. Here, en dan wil ons in hierdie oggend vir U sê, Here, ons hoor, ons wil ook doen. Ons wil dit deel maak van ons lewe. Here, ons wil dit wat vir U belangrik is, wil ons toepas. En Here, terwyl U hierdie woord vir ons sê, ontwaak, jy wat slaap, en staan op by die dode, wil ons vir U vanoggend sê, ons hoor, Here, U wekroep,
wat sê, word geestelik wakker, hoor my woord, leef vir my, leef naby aan my, leef in liefde vir my, leef in liefde saam met jou medegelowige. Hef jou oë op na die hemel en weet, dit is vanwaar jou verlossing gaan kom. Here, ek bid dat jy elkeen sal toeval in die groot goddelike liefde, dat dit soos 'n wolk sal neerdaal op die kinders, nou in hierdie oomblikke, maar ook elke dag, Here, dat dit ons nader en nader aan U sal trek. Laat die liefde ons so vul, Here, dat dit sal voel ons wil oopbars van die liefde. Laat die vrede ons vergesel, die genade en die goedheid, die guns. En mag ons nooit van die vergeet nie. Mag ons nooit van die af wegdwaal nie. Maar mag ons naby, baie naby aan U bly, totdat U ons kom haal. Ons bid dit uit genade in Jesus naam. Amen. Amen. Ons het baie naby gekom aan die einde van ons diens. Ek gaan vir pastoor gewoon vra, hy het jou moontlik iets, hy beweeg ook profeties en heel moontlik die Here iets vir hom wat hy met ons wil deel. Rita, dan moet jy net kom help met jou foon om te kan translate en dan sal jy net vir ons daai mic gee. Amén. Gracias, Señor, por que podamos estar aquí unidos con los hermanos compartiendo. Gracias al Señor por la palabra que ha transmitido a través del pastor Jan. Espero que sea de mucha bendición, que amemos como amó al Señor y que pidamos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, si tenemos algún problema delante del Señor. Y le doy gracias a los hermanos por su amor que nos han recibido con mucho afecto. Los bendigo mucho en el amor del Señor y con Jesús todo se puede. Thank you, Lord, that we can be gathered here with brothers and sisters sharing. Thank you, Lord, for the word you have transmitted through Pastor Young. I hope it will be a great blessing that we love as He loved the Lord, and that we may receive forgiveness for our faults, for our sins. If we have any problems before the Lord, I thank brothers and sisters for their love. They have received us with much affection. I bless you greatly in the love of the Lord, and with Jesus all things are possible. Amén. Amén. Solo le quería compartir un versículo para todos ustedes. I wanted to share a verse with you. Pastor Paul wanted to share something in the Bible with you. Ephesians 3:20. Okay? Hy sê Efesiërs 3 vers 20, ek lees dit vir hom, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Prys die Here. Die Here kan doen ver bo dit wat ons kan bid of dink of vra. Prys die Here.
Amén, que sea de gran bendición. A veces nosotros le pedimos cosas al Señor, pero Él está trabajando en otras áreas de nuestra vida que quizás nosotros desconocemos, pero pidamos que Él sabe todo lo que nos hace falta. Él nos dará más de lo que nosotros pedimos. Amen. May it be a great blessing. Sometimes we ask the Lord for things, but He's not there. He's working in other areas of our lives that we may not know about. But let's ask for what He knows, and He will give us more than we ask for. Amen. Kom kan meer doen as wat ons kan bid of dink. Amén, gloria a Dios. Amén. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. Dis baie waar woord wat hy hier gesê het. Ons vra baie keer vir die Here sekere goed, né? En dan lyk dit of die antwoord nie kom, maar die Here werk eintlik in areas en fasette in jou lewe. Vir die Here is dit belangriker, né? En dan wonder 'n mens, maar hoekom kom daai ding nie want jy het vinger geklap? Dit gebeur nie, maar God sê daar's ander fasette wat vir hom belangriker is. En dan sê hy daarmee werksaam. Kom ons wees attent daarop ook om te weet vir God is dinge belangrik wat vir ons baie keer onbelangrik is en andersom, nee, en dat ons die klem op die belangrike kan plaas en kan hou. Prys die Here. Wil jy weer die Ons sluit af met dit. ons sluit af met hom, okay? En dan Is met die ramshoring, ons gaan weer 'n keer die ramshoring blaas. En wou julle 'n slotlied gesing het, Triekie? Dis wat ek sê, kom ons laat hom daai doen. Dit dan nie afsluit nie. Okay, en daarna gaan ons huis toe. Die Here seën vir elkeen. Ons is verskriklik lief vir elkeen. Ek weet dit is winter en vakansietyd, maar nog steeds was daar soveel van u en staan vas in die Here, hou vas aan die Here en mag dit 'n mooi week wees. Ja. Come you blow again. Listo, hagamos una cosa.